Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag almal. Ons is besig met hierdie belangrike tema van swaar kry en lyding vir 'n gelowige. Ons het met ons vorige opname gepraat oor is swaar kry die manier waarop God 'n gelowige straf, en vandag kyk ons bietjie na wat is die doel van swaar kry. Hoekom gebeur moeilike dae met ons? Wat is die rede? En is somme van die begin af wil ek sê, daar's nie altyd vir ons as mense duidelike antwoorde daaroor nie. Daar is duidelike antwoorde in die skrif. Daar's 'n paar redes waarom God lyding en swaar kry oor 'n mens se pad bring. Maar wat ek bedoel daarmee is dat as ons in daai situasie is, kan ons nie altyd sien is dit nou vir hierdie of daardie rede nie. Maar as ons terugkyk in ons lewe, as ons na 'n paar jaar terugkyk, dan kan ons raak sien deur die genade van die Here, deur die geloof waarom die Here in daai tydperk in ons lewe dit of dat toegelaat het. Om hierdie gesprek dan te begin, gaan ek vir jou geleentheid gee, Jacques, om bietjie vir ons 'n opsomming te gee dalk van wat sou die redes wees waarom word swaar kry in die lewe toegelaat deur die Here. Dankie, Daniel. Ek dink daar's eintlik 'n hele paar tekste wat 'n mens in gedagte kan neem, en ek dink een van die tekste wat ons sommer so van die begin af kan gebruik om net die gesprek so 'n bietjie te struktureer is 1 Petrus 1 waar die Here eintlik vir ons deur Petrus skrikwekkende ding sê. Hy sê ons moet onsself verheug, vers 6, 1 Petrus 1 vers 6, verheug julle hieroor selfs nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings. So dis eintlik een van die skrikwekkendste dinge. Die Here sê verheug julle oor beproewings. Dis eintlik iets verstommend. So ons moet bly wees as daar beproewings oor mens pad kom, en ek dink dis iets wat 'n mens nogals laat skrik, want as mens dan na die taal kyk, dan is mens soos, maar wat probeer Petrus nou hier sê? Sê hy nou dat ons moet blydskap hê oor lyding, blydskap hê oor swaar kry? En die antwoord is nee. Hoor wat sê hy? Die doel hoekom ons moet blydskap hê is in die woordjie sodat, vers 7. Sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaar as goud wat vergaan. So die rede hoekom ons kan blydskap hê in beproewing is omdat die Here dit gebruik om ons geloof te beproef, ons geloof te versterk. En hoe doen hy dit? Hy sê, dit word gemeet aan 'n beeld wat gekoppel is aan goud wat gesuiwer word. Goud word gesuiwer deur vuur, 'n warm vuur. Om goud op sy suiwerste vorm te kry, moet hy deur 'n hele proses gaan van suiwering deur vuur, dat hy weer gesmelt word en alle onsuiwer metale uitgehaal word, sodat net die goud, die suiwerste vorm van goud kan oorbly. En dan sê hy hierso, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word. So daar sien mens die koppeling. So soos wat goud deur vuur gaan, deur 'n warm hitte om gesuiwer te word, so gaan ons lewe deur vuur gaan, deur moeilike dinge, deur beproewings, deur allerhande goed wat ons gaan bedroef maak, sodat die geloof van ons getoets kan word. Vir waarom word dit getoets? Sy sê weer, gee weer vir ons 'n doel, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Sodat ons met ander woorde kan volhard in geloof, dat ons die pad kan stap wat die Here vir ons wat die Here vir ons aangewys, sodat ons hom kan eer te midde van alles wat in ons lewens aangaan. Hoekom? Kom ons gaan weer terug na vers 6 toe. Selfs is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word. So die blydskap lê ook daarin, nie net dat ons beproewings het wat ons weet ons geloof word volhard en gesuiwer en versterk nie. Nee, ons weet ook dat ons lewe hier op aarde kort van duur is.
en dat ons die ewige heerlikheid na toe op pad is, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So ons het blydskap want ons weet waantoe ons op pad is. Hierdie lyding wat ons nou beleef, is nie die lyding wat Christus vir ons gedra het nie. En dit is vir ons een van die vreugdevolste ding. Hierdie lyding weeg nie op teen die lyding wat Christus vir ons gedra het nie, want ons weet dat daai lyding die grootste lyding was wat enigiemand kon dra, want hy moes Gods verlatenheid deurgaan. Maar hierdie lyding wat ons nou deurgaan, weet ons, dit gaan ons nie wegvat van Christus nie. Inteendeel, dit bring ons nader aan die Here, want ons gaan na die Here toe in tye van lyding. Ons versterk ons geloof in tye van lyding, want ons wil nie die Here prys gee wanneer dinge swaar gaan nie. Ons wil die Here juis prys, want ons weet, te midde van hierdie lyding, is die Here nog steeds in beheer, is die Here nog steeds dieselfde. Al is my wêreld geskit, al het ek die grootste seer kry, die grootste swaar kry, die grootste lyding, die grootste wroging en worsteling in my hart, bly God nog steeds dieselfde. En daai is vir ons die grootste rede vir blydskap, want ek weet wie is nog steeds by my, wie is nog steeds die een wat ek na toe kan gaan om versterk te word. Ek dink nou so vinnig weer aan die Here wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. My juk is sag, my las is lig. Nee, die Here se roeping, kom na my toe tydens lyding, sodat julle by my kan krag en sterkte vind. Nog 'n voorbeeld in die Bybel wat vir ons baie duidelik daaroor is Job 1. En dan sal ek vir jou Daniel net 'n beurt gee. Ek wil nou nie die hele gesprek deurgesels nie. Ek sal vir jou ook 'n beurt gee. Dat Job 1 vir ons 'n kosbare voorbeeld daarvan is. Ons hoor in Job 1 dat Job een van die rykste manne was in die ooste. Hy was geseënd geweest. Hy het regtig goeie rykdom en voorspoed gehad. Hy was geseënde man, hy het kinders gehad. En het goed gegaan met hom. En toe op 'n dag kom die duiwel voor die Here tevoorskyn nadat hy deur die wêreld gereis het en die Here sê, maar het jy my dienaar Job gesien? Hy's 'n opregte man, hy dien my, hy stap die regte pad tot eer van my naam. En dan sê Job, dan sê die duiwel, nee, maar kyk nou net, hierdie man eer u net omdat u hom so ryklik seën. Laat ek sy gesondheid van hom wegvat. Laat ek sy kinders van hom wegneem. Laat ek sy rykdom van hom wegneem. Dan sê u sien, dan staan maar letterlik eintlik, hy sal u in u gesig spoeg. Nee, hy sal teen u optree, hy sal teen u ingaan. En die skrikwekkendste van al die dinge is dat die Here dit toelaat dat die duiwel juis hierdie beproewings oor Job se pad kan bring, maar dan sê sy lewe mag nie geneem word nie. So, te midde van al hierdie beproewings, te midde van al hierdie lyding wat hy deurgaan, hy het sy kinders verloor, hy het sy gesondheid verloor, hy het 'n sak en as eintlik op 'n aashoop gaan sit en homself met 'n potskerf gekrap. Te midde van al hierdie dinge, het die Here nog steeds beheer gehad oor wat aangaan. En die duiwel kon niks doen buiten die wil van die Here nie. En daarmee gee vir ons die grootste troos dat te midde van alles in die wêreld aangaan, bly God in beheer. Al verstaan ons nie waarom dit gebeur nie, bly God in beheer. En Job se antwoord, al het sy vrou hom ook in hoofstuk 2 gesê, vervloek die Here en sterf, het hy hier in Job 1 gesê, iets kosbaar. Sonder iets, Job 1 vers 21, sonder iets het ek in die wêreld ingekom, en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Is dit nie so merklik nie? Hy sien nog steeds die Here, vir wie die Here is, dat die Here vir hom lewe gee, dat die Here hom eintlik alles gegee wat hy gehad het, en dat die Here ook die reg het om dit te kan vat. Want alles behoort aan hom, selfs sy eie lewe behoort aan hom. Die Here het gegee, maar die Here het ook nou geneem. Prys die naam van die Here. Ja, ek sê vir julle, dit is, ek het al hieroor gepreek, en dit bly nog altyd vir my verstommend. Hoe kan 'n man, wat soveel terugslae gekry het, soveel swaar kry en lyding beleef het, hierdie belydenis sê, die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. Nee. En dit is die enigste rede hoekom dit kan gebeur, is sy geloof in die Here was sterk. Hy het geweet wie die Here is. Hy het geweet wat die Here vir hom doen. Hy het geweet wat die Here vir hom beteken. Hy wil nie die Here prys gee nie. Alles anders kan van hom weggevat word. Maar sy geloof in die Here het bly staan. En dis vir ons iets kosbaar.
Definitief, ja, die ewige lewe perspektief wat Job ook het as gelowige om te besef, soos jy nou mooi sê, nee, die lyding wat ons hier op aarde beleef is gering teenoor die heerlikheid wat nog kom. En net 'n ware gelowige kan daai perspektief hê. So as ons net vinnig opsom die redes waarom God lyding in ons lewe toelaat, is om ons geloof te toets of te suiwer, nê? Om te kyk waar staan ons in ons geloofslewe en om ons geloof self sterker te maak in hom. Dit sien ons duidelik uit 1 Petrus 1, ook om ons nader te trek aan die Here, nê, want baie kere gaan 'n mens deur beproewings om juis as 'n mens ver is van die Here, dan gebruik hy 'n beproewing deur iets oor 'n mens se pad te bring wat jou weer nader aan hom trek, want hy wil ons teen aan hom hê, styf teen sy bors. Verdere rede, daar's baie redes. Ek het ook sommer net gekyk na 1 Petrus 4. Hoe praat hy oor die toekomstige lyding van gelowiges? Dan sê hy daar uit vers 12, sê hy, geliefdes, moenie verbaas wees wanneer 'n vurige beproewing, weer eens daai 'n vurige beproewing oor julle kom, asof iets vreemds nou met julle gebeur nie. Wees eerder bly, na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig kan jubel. As julle ter wille van Christus se naam beledig word, gelukkig is julle omdat die Gees van heerlikheid, dit is die Gees van God, op julle rus. Niemand van julle moet immers as moordenaar of as dief of as kwaaddoener of as bemoeisieke ly nie. As iemand egter ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik op grond van sy naam. Dit is immers tyd dat die oordeel begin en wel by die huishouding van God. En dan gaan hierdie gedeelte nou aan. So hier sien ons dat ons ook verdere rede waarom ons deur beproewings gaan is omdat ons een is met Christus, omdat ons deel het aan sy eenheid. Omdat ons deur die geloof een is met Christus, deel ons aan sy heerlikheid en aan sy opstanding en die dinge, maar ons moet ook onthou dat ons self deel aan sy lyding. Ons is so een met hom dat ons in die mooi en in die negatiewe deel. Maar wanneer 'n gelowige in die lyding van Christus deel, dan is dit nie iets negatiefs nie. Ons kan dit nie so sien nie, want dis juis om ons nader aan die Here te bring en dan hierdie wonderlike belydenis wat hy sê, wees eerder bly wanneer jy julle lyding ervaar. Jacques het ook al daaroor gepraat, na mate julle deel het aan die lyding van Christus, sodat julle ook by die bekendmaking van sy heerlikheid uitbundig sal jubel. En dan net laastens ook die brief sluit dan ook af met hierdie selfde gedagte wat hy die seën wat ons ook kan uitspreek in die erediens wat sê, maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal God van alle genade wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Aan hom die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So weer eens hierdie kort tydjie van lyding wat ons nou moet deurgaan, is niks in vergelyking met die wonderlike toekoms wat daar in Christus is nie. Mag hierdie wonderlike troos ook dan vir julle bemoediging wees en mag julle ook dit raak sien dat God altyd 'n rede het waarom 'n mens deur beproewinge gaan. Soos ons sê, ons weet nie altyd presies waarom dit gebeur nie, maar as 'n mens terugkyk in retrospeksie, dan is daar altyd 'n antwoord en 'n duideliker rede waarom die Here 'n mens deur daardie beproewing gesit het. Mooi dag vir elkeen.